Ons derde preekopsomming kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 6 van vers 12 tot 20, maar ek gaan net vir ons vers 12 lees, ek kan die res van die hoofstuk self lees. Alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. So ons weet dat die evangelie is goeie nuus, en dan is daar een aspek wat belangrik is op grond van Christus se verlossingswerk is die gelowige vry. Want die gelowige word gered op grond van genade alleen, en hoef niks te doen nie om gered te word. Met ander woorde, al wat ons moet doen is om te glo dat ons Here Jesus Christus ons koning en verlosser is. Die wet is soos 'n slawejuk, want as jy dink dat jy daardeur gered gaan word, dan word jy net meer en meer daarin vasgevang en is jy dan nie waarlik vry nie. Paulus skryf aan die gemeente in Galasiërs, hy sê Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in die vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Maar die probleem wat die Korintiërs gehad het, is hulle het gesê alles is my geoorloof. Met ander woorde, alles is wettig. Alles is aanvaarbaar. Die Korintiërs het vasgehou aan 'n Griekse filosofie of denke wat sê die liggaam en die siel is vir mekaar geskei. Wat jy met jou liggaam doen is jou probleem. Dit beïnvloed nie jou siel nie. Met ander woorde, lese wat so bekend is in die 21ste eeu, was eintlik 'n lese wat nou al 'n hele rukkie oud is. My liggaam, my keuse. En die Here wys vir ons in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12 tot 20 dat dit nie so is nie. Dat my liggaam, ek kan nie net doen wat ek daarmee wil nie, want ook my liggaam staan in diens van die Here. Alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Ons weet dat sonde het 'n lelike uitwerking op ons gesinne, op onsself, op ons gesinne en op die samelewing. Sonde vernietig, sonde stel teleur. Daar's niks goeds wat uit sonde uit kan voorspring nie. En die lese, my body, my choice, my liggaam, my keuse, het al soveel hartseer veroorsaak in hierdie wêreld. So ons moenie glo wat die wêreld ons leer, dat ons kan doen net wat ons wil nie. Want die gelowige is vry in Christus, maar nie vry om te leef soos ons wil nie. Want die Here sê ons is sy geroepe geheiligdes, soos wat hy in hoofstuk 1 ook vir die gemeente in Korinte vertel het. So in alles wat ons doen, of hierdie gedeelte gaan oor losbandigheid en die sonde daarvan, maar ons kan dit bietjie weier trek na sonde oor die algemeen. En dan moet ons in die eerste plek sê, dan moet ons mekaar sê, ons moet ons eie liggaam versorg. Met ander woorde, dit wat ons in ons liggaam insit, is belangrik. Medikasie, rook, kos, drank, al daardie goed is sleg, wat verhinder dat ek my liggaam kan gebruik in diens van die Here. Dit wat by my oë inkom is net so belangrik, en daarom moet ons waak teen dinge te kyk wat ons verkeerde dinge leer, dinge te kyk wat aggressie leer, dinge wat pornografie onder andere en klomp ander dinge. So wanneer ons sonde doen, of wanneer ons 'n daad doen, voordat ons sonde doen, eintlik wanneer ons oorweeg om iets te doen, moet ons vra, maar is dit opbouend? Om rugby te kyk, is 'n voorbeeld wat ek Sondag in die prediking gebruik het, is nie verkeerd nie, maar as dit regtig opbouend, as ek elke naweek net rugby wil kyk, in die week net rugby wil kyk, dit beïnvloed my werk, dit beïnvloed my gesin, dit beïnvloed my finansies, ek wil hope skuld maak om die finale spel te gaan kyk in Frankryk. So dan moet ek vra, is dit opbouend? Die tweede vraag wat ek moet vra is, gaan dit my beheer? As ek weet, ek het al voorheen 'n probleem gehad met drank, hoekom gaan ek nou weer iets wil drink? Want dit gaan my beheer. Ek gaan nie vry wees nie, want ek gaan weer 'n slaaf van drank word, ek gaan 'n slaaf van sonde word. As ek weet my oë dwaal na dinge op die rekenaar, dan gaan ek alles vir my vermoë doen om nie weer onder die beheer daarvan gebring te word nie. En dan moet ons vra, gaan dit God verheerlik? En alles wat ons doen, moet ons vra, gaan dit God verheerlik?
En ek dink dis die belangrikste vraag wat ons kan vra. Hoe gaan ek God verheerlik as ek hierdie of daardie ding doen? Hoe gaan ek God verheerlik met my liggaam? Hoe gaan ek God verheerlik met my huwelik? Hoe gaan ek God verheerlik met my hele lewe? So mag jy ook die res van hierdie week, die naweek wat voorlê, bewus wees van die Here se teenwoordigheid in jou lewe. Bewus dat die Here jou deur sy woord en sy gees verander. En mag jy besef dat jou liggaam is nie 'n handelsmiddel nie. Jou liggaam is deur God geskape, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam staan in diens van God. En eendag wanneer Christus weer kom, gaan die liggaam en die siel weer saamkom en die Here gaan vir ons 'n verheerlikte liggaam gee. So ons liggame natuurlik is belangrik hier op aarde, maar is ook belangrik vir die hiernamaals. So mag jy jou liggaam oppas. En as ons net dit verder wil gooi, mag jy in alles wat jy doen vra, maar hoe gaan ek God verheerlik met hierdie daad? Mag jy 'n geseënde dag hê. Totsiens.